Hartlike goeiemôre, good morning. Ai, hartlik, nee, want sy het verlede week verjaar en die hele naweek haar verjaarsdag gevier. Ja, kyk hoe moeg is ek, Pieter. Nee man, jy lyk sommer nog 'n naweek jonger. Ons weet sy het die naweek geniet, ons het die naweek geniet en ons hoop julle het 'n heerlike naweek gehad en dat julle gereed is om hierdie week saam met ons op die regte manier te begin. 'n propvol spyskaart wat wag. Vandag kyk ons saam met Lance Bloomeris van Uno Health na die uitdagings van die sogenaamde sandwich generation. Die verpleegster en driekamp atleet Zanmarie Swanepoel skakel by ons in om te gesels oor hoe sy haar skofte en oefening balanseer. Ons hoor van die inspirerende jong skrywer Naledi Sedzin wat in matriek reeds 2 boeke gepubliseer het en ons kry 'n voorsmaakie van nuwe musiek saam met Bartu. Lekker. Lekker. Weet jy wat is ook lekker? Bafana het onlangs geskiedenis gemaak om deur te dring na die top 32 van die wêreldbeker. Ek dink ons moet so trots wees op hulle. With the World Cup in full swing, fans around the world are once again facing one of the tournament's most underrated challenges. Surviving the late night and early morning kickoff times. For supporters in time zones where the matches fall in the middle of the night, like we had when they beat South Korea at 3 a.m. in the morning, football has become less about 90 minutes on the pitch and more about trying to function the next day on minimal sleep. As excitement builds around the FIFA World Cup, we have found some tips for staying awake and making it through the night fixtures without completely collapsing at work or at school the next day. So the key advice starts before the match even begins. Experts and experienced fans suggest prioritizing a few hours of sleep earlier in the evening, treating it like a strategic rest period before the main event. Preparing everything in advance is also essential, from setting up viewing spaces and chargers to sorting out snacks and drinks, so there are no last-minute distractions before kickoff. Caffeine is widely seen as a useful tool, but apparently timing, once again, is everything. Overdoing it too early can lead to a crash before the match ends, while using it strategically helps to maintain alertness through the early hours of the morning. During the game itself, simple habits can make a big difference. Light snacks are better than heavy meals, while short movement breaks during halftime help keep the energy levels up. Fans are also encouraged to avoid sitting completely still for long periods, as this often increases fatigue. But even after following all these tips, some say the best way to deal with FIFA fatigue is accepting a simple truth. Productivity the next day will not be normal. So planning lighter workloads, minimal meetings, imagine, or extra coffee at work, and knowing that global football often comes with global time zone consequences. This might be your best strategy. En ek dink na amper 18 maande van vroeg opstaan om op hierdie program te wees, is ons eintlik die kundiges op hierdie gebied in terme van vroeë oggende en om die beste dag te hê daarna. Ons het baie geleer, ja. Ja. Jy weet, wat 18 maande terug was ons anders deur die dag, maar nou is dit nogal amazing hoe energieke ou deur die dag gegaan het. Elsa, jy lyk asof jy nie met my saamstem nie. Dat die vroeë oggende ons kan 'n paar tips ook gee. Luister, ek het geen wenke nie, want baie mense sê dat 'n mens dit of glo dat 'n mens dit gewoond raak. Ek stem nie saam nie. Ek dink jy aanvaar dit later, maar ek dink dit is so wisselvallig. En vir diegene van ons wat nog na die tyd ook iets anders doen, jy weet. So ek dink dit kom neer op routines of so, maar ek is, kyk hier, so onthou nou, ek is nog jonk. Jy is ek nog leer jonk. graag by julle. So ons sal vir jou tips gee, soos wat jy sê, dit kom op die punt van, ons gaan dit nie sê ons is lief daarvoor nie, maar ons is gewoond daaraan en ons aanvaar dit. En ons is hier, chom. En ons is hier, chom, soos elke oggend tussen 6 en 7. Maar dames, jy weet, meeste ouers ken ook daardie oggende. Baie keer is dit nou maar die paas of die maas, dalk beide, maar jy weet daardie oggend wat jy sê, die wekker het nie afgegaan nie, is moeilikheid. Kinders moet by die skool wees. Jy het 3 minute of 5 minute om die kinders by skool te kry. Daai Mr. Bean oomblik. Ja. Maar die kinders is altyd oor 'n naweek is hulle die vroegste wakker, maar as dit 'n skooldag is, Nee, dan slaap hulle dan lekker. slaap hulle. Maar hoor gou hierdie interessante storie, nê? Nou dat die wekker nie afgegaan het nie en die dinge nie geloop het nie, het hulle nou gesê, alright.
Jy's welkom om jou kinders skool toe te bring, maar asseblief nie in pantoffels en pyjamas soos wat die geval is nie. Dalk ruk jy net jou kamerjas reg and there we go. 'n Laerskool in Kaapstad het die tonge laat klap nadat hulle kennisgewing aan ouers en voogte gestuur het waarin hulle gevra word om net te sê asseblief nie pyjamas of slaapklere nie wanneer jy die kinders by skool aflaai of oplaai. Kan jy imagine oplaai en jy het nog jou pyjamas aan? Maar that's Cape Town, hè? Julle is lekker slou daar in Cape Town. Pieter, die Kaapse mense gaan na vir jou Ja, kom. ag mamma, ek like die Kaapse mense, kom, bring hom. Die skool het ook erken die oggende gejaagd kan wees terwyl ouers skarrel om die kinders betyds en gereed by die deur uit te kry. Hulle het gesinne egter daaraan herinner dat enigiemand wat die skoolterrein betree netjies en gepas aangetrek moet wees. Kennisgewing het ouers aangemoedig om eerder items soos jeans, broeke, rokke, rompe, hemde, T-hemde en netjiese skoene te dra. Klere wat as onvanpas beskou word, sluit pyjamas, kamerjasse, slaapmusse, onthullende uitrustings, klere met aanstootlike taal en slordige of stikkende kledingstukke. Hoewel baie mense die versoek eintlik grappig of amusant gevind het, het die skool verduidelik dat die doel is om professionele en eerbiedige omgewing te handhaaf wat die waardes weerspieël wat hulle aan die leerders wil oordra. Die boodskap het op 'n positiewe noot geëindig deur ouers te bedank vir hulle samewerking om 'n atmosfeer van respek vir leerders, personeel en besoekers te help skep. Die storie het ook 'n debat aanlyn ontketting. Sommige ondersteun die skool se standpunt oor die stel van standaarde, terwyl ander mense meen dat besige ouers nie beoordeel moet word oor hoe hulle tydens 'n vinnige skoolrit aantrek nie. Ek het ook gemengde gevoelens daaroor, maar ek verstaan party mense, jy weet, daar is meriete, dink ek, in wat die skool daaroor aangevoer het. Ek dink so, but I think it's quite prescriptive what Very, they yeah. say, you should wear this, you should wear that. When I'm able to take my kids to school, I'm often on my way to the gym, so I'll be in a hoodie and tights and gym gear. I don't know if that would fall in gepaste kledingstukke vir hulle, maar your school drop-off is part of your routine. And Yep. I mean, mense wat van die huis af werk, dalk gaan hulle net weer hulle pyjamas opeindig. So hulle sê, nee, ja, ek gaan maar in my pyjamas. If you don't get out of the car though, I don't think it's a bad idea. Ek sê ook, as jy mos maar net daar sit, As jy net gaan aflaai. Vir my gaan dit oor die styl van die slaapklere. As dit netjies is, kyk ek soek 'n verskoning om in my slaapklere te wees. So ek voel net as dit netjies 'n langbroek is en 'n langmou hempie. Ja. Ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar dan weer ek is nie 'n ouer nie behalwe vir my 2 katkinders. Maar ek dink ook jy weet, partykeer voel dit vir my die wêreld raak 'n bietjie streng oor dinge wat nie so belangrik is nie. Ja, en ek verstaan hulle wil 'n goeie voorbeeld skep vir die kinders en die omgewing van die skool, but you've also got to take into account what people's day looks like, and then also you got to take into account if you're going to come to school in your pajamas, maybe don't get out of the car. Ja. I don't know. Bye-bye, mami. Wel, jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van die wits te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteit sorg elke dag. Bly net waar jy is, ons is nou weer terug.